Mense, en ek wil vir ons lees van vers 5 af tot vers 11. Filippense 2. Sien daar? Dankie, Here. Vers 5. Filippense 2. Hy sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. En ons praat hier van dit wat hy vir ons gedoen het. Is ons bereid om vir 'n ander te sterf? Hy sê in vers 6, hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan mense gelyk geword. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. En dan vers 9, hy sê, daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot in ewigheid van God die Vader. Mense, tot sover. Ek wil vanmôre vir u sê, hierdie val net so in my gees en ek wil dit vanmôre net op die tafel sit. So seker as wat ek hier staan, elke mens wat op die aarde is, sal op 'n dag kom op 'n plek waar hulle met hulle tong sal bely dat Jesus Christus die Seun van God is. So seker as wat ek hier staan. En ja, as jy vanmôre op 'n plek beweeg waar jy dalk sê dat daar is nie so iets nie, maak nie saak of jy ateïs is of wat ook al jy is nie. Ek wil vanmôre sê, jy sal verseker jou knie buig voor 'n lewende God, Jesus Christus, die Seun van God, wat gesterf het, wat opgestaan het, wat gelewe het, ook vir jou, vir elke een van ons wat vanmôre in hierdie plek is. En ek weet, elke een van ons wat hier is, glo in Jesus Christus, die Seun van God. Maar ek sê dit vir die onthaalwe van hulle, wat dalk die boodskap gaan hoor, dalk daarna gaan kyk, en nie in Jesus glo nie, dat hulle sal weet, so seker as wat ek hier staan, jy sal jou knie buig voor 'n lewende God, daai dag sal kom. En mag die Here gee, sy genade so groot oor ons elkeen sal wees, dat ons wat gered is, op 'n plek sal beweeg, waar ons nederig sal wees, net soos wat Jesus was, bereid om selfs op 'n plek te beweeg, waar mense ons benadeel op watter vlak ook al, wil ek vanmôre vir u sê, dit nie sal saak maak nie, maar dat ons nog steeds die boodskap sal uitdra, dat Jesus lewe, hy het opgestaan, amen, en dat hulle wat nodig het om by daai plek uit te kom, op die Damaskuspad, mense waar hulle ontmoeting het met 'n lewende God, Jesus Christus, die Seun van God, wil ek vanmôre vir u sê, dat hulle tot redding sal kom, amen, dat hulle sal besef, sodat die dag wanneer Jesus kom, ons almal gereed sal wees om die Here te ontmoet. Want sy hart is vanmôre, so seker as wat ek hier staan, dit staan geskryf en ons kan op die woord staan. Mense, luister, hy wil nie hê dat enige een verlore moet gaan nie, maar dat elke een wat in hom glo, die ewige lewe sal beerwe. Ek lees, kom ons bid eers saam. Vader, ek dank U my God vir die voorreg wat ons vanmôre het. Dankie vir die woord, dankie dat U ook dan vanmôre by elkeen stil staan en deur U Gees tot ons elke een se gees kom spreek. En ek bid, Vader, dat U deur dit verheerlik sal word. In Jesus naam bid ek dit. Here, dankie vir U Gees. Here, wat vanmôre net by ons kom stil staan, hier in ons harte vasmaak. Opnuut, Here, wat U liefde vir ons, hoe groot U liefde vir ons is. Here, hoe diep dit is, hoe wyd dit is, hoe hoog dit is. Here, ek wil vanmôre vir U sê, soos wat ons hier staan en sit vanmôre, Here, ons weet, U woord sê,
Ons kan nie regtig verduidelik hoe groot U liefde is nie. Maar Here, as ons vanmôre kyk na die kruis, dit wat ons vanmôre herdenk, Here, U dood, Golgotha aan die kruis. Here, dan sien ons wat U liefde is. Here, ons eer U daarvoor en ons gee U al die lof tot in alle ewigheid. Amen. Nou mense, ons herdenk vanmôre die dood van Jesus Christus. En 3 dae later van nou af, dan gaan ons dan ook die opstanding van Jesus Christus herdenk. Want ek wil nie vanmôre stil staan net by die dood van Jesus nie. Want hy lewe, hy het opgestaan. Hy's 'n lewende God en ek wil vanmôre vir u sê hy lewe in ons. Hy lewe deur ons waar ook al ons gaan in woord en daad en ons eer die Here daarvoor. Mense, dit wat daai dag daar gebeur het op Golgotha, ek wil vanmôre vir u sê, het alles onmiddellik en vir altyd verander. Alles. Mense, oor die ganse eeue heen, toe hy uitgeroep is, it is finished. Mense, luister, dit is klaar, dit is afgehandel, die prys is ten volle betaal vir elke sonde skuld wat daar was. Mense, eens en vir altyd deur Jesus Christus. Die prys is ten volle betaal. En deur dit staan ek en jy vanmôre op 'n bevoorregte plek, gered, skoon gewas, en wanneer die Here vanmôre na my en u kyk, die Vader vanmôre na my en jou kyk, luister, dan sien hy nie meer 'n sondaar nie. Hy sien 'n seun en 'n dogter wat bekleed is met die geregtigheid van die Here Jesus Christus, die seun van God. En daarvoor eer ons die Here. En ons dank hom daarvoor. Mense, die gebeurtenisse of die gebeure van die dood van Jesus Christus wat vir ons gesterf het, rus op die pilare van die ewigheid. Ek wil vanmôre vir u sê, die woord van God staan vas, onveranderd. Ek en jy kan deur Jesus Christus vanmôre meer as oorwinnaars wees. Seuns en dogters, saam met Jesus sit in koninklike plekke en heers waar God my en jou geplaas het, as konings, profete en priesters. Amen. Die kernvers hierso, voor ek aangaan, is vers 5. En ek het lees nie, dis 4 verse tot vers 8. Hy sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Jesus Christus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. Mense, luister, onthou Psalm 8, waar Dawid praat en hy sê, wat is die mensekind? Psalm 8 vers 5 tot 6. Wat is die mensekind? Dan dat u aan hom dink. Die mensekind dat u na hom omsien. U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en u het hom met aansien en eer gekroon. Mense, toe Dawid hierdie geskryf het, het hy eintlik vooruit alreeds gepraat van dit wat sou gebeur. Jesus wat mens sou word. 'n kort wyle, 'n minder as 'n goddelike wese. Mens, gelyk aan die mens op die aarde. Mense, en Jesus het nog laer gegaan, toe hy die voete gewas het van die disippels. Het hy gesê dat ons moet daardie voorbeeld navolg. Ja, hy is die Here, en dis reg so. Maar, hy was bereid om hom te ontledig, voete te was, sy diensknegte se voete te was. Mense, dat ek en jy op daai plek sal wees waar ons Jesus se voorbeeld sal navolg. En dan kom hy in Hebreërs, mense, en sien ons kom dit in vervulling en word Psalm 8 ook aangehaal. Hy sê daar in vers 6, inteendeel, Hebreërs 2 vers 6 tot 9. Inteendeel, iemand het eers getuig en gesê, wat is die mens dat u aan hom dink? 'n mensekind dat u na hom omsien. Mense, dink net vir 'n oomblik,
wat is die mensekind, mense? Wat is ons wat vanmôre in hierdie plek sit, dat die Here bereid was om sy seun vir jou en vir my te offer? 'n Weinig minder as 'n goddelike wese. Maar hierdie praat van Jesus. En luister, hy sê, U het hom 'n kort tydjie minder as die engele gemaak. U het hom met heerlikheid en eer gekroon. Dan vers 9. Hy sê, maar ons sien Jesus met eer en heerlikheid gekroon op grond van sy lyding en dood. Hy is 'n kort tydjie minder gemaak as die engele, sodat hy deur die genade van God vir ons almal sou sterwe. Hy het vir die ganse mensdom gesterf. Elke een, ongeag van jou kleur, maak nie saak van waar jy is nie. Hy het dit vir jou en vir my gedoen, vir elke een, die ganse mensdom. En dan kan ek ook sê, niemand uitgesluit, vir elke een. En daarom, mense, moet ek en jy die boodskap uitdra, na alle tale toe, mense, na alle volke toe. Niemand is uitgesluit nie. Nou, daar's baie wat ek vanmôre kan praat oor die kruisiging. Maar ek wil net eers so 'n dag teruggaan. En ek wil gaan lees uit Markus 14 uit, 22 tot 25. En dit gaan oor die Paasmaaltyd. En ons sien dan ook dat dit is hier wat die nagmaal ingestel is. Dit wat ons ook nou gaan doen, wanneer ons gaan aansit aan die tafel, liefdestafel, liefde en deel sal hê aan die liefdesmaal, as ek dit so kan stel. Mense, daai tyd het die mense van heinde en ver in Jerusalem bymekaar gekom. En wat het hulle daar gedoen? Hoekom het hulle Pasga gehad? Hoekom het hulle hierdie fees gehad? Want hulle het herdenk dit wat gebeur het in Egipte. Toe Israel uit Egipte uit vry gestap het. En ons ken almal die verhaal, wat hulle 'n volmaakte lam moes vat. Geen gebreke nie. Hy moes volmaak gewees, perfek gewees het. En hulle het hom geslag, elke gesin moes een slag, en hulle moes die bloed daarvan aan die deurkosyne smeer. En die rede was, dat wanneer die doodsengel verby sou kom, dat die doodsengel nie by hulle huis sal aankom. Daardie bloed aan die deurkosyn van hierdie volmaakte lam, was simboliek aan dit wat sou kom. Jesus Christus, wat aan die kruis sy bloed vir ons gestort het, en wanneer ek in hom glo, mense, weet ek, dat ek lewe vir ewig. Wanneer die dood kom, mense na my toe kom, as mens, wil ek vanmôre vir sê, verruil ek net die tydelike vir die ewige, om in die ewigheid saam met God te wees. En daarvoor eer ons die Here. Mense, ons sien 'n opsomming daarvan in Psalm 135 vers 8 en 9. Hy sê, wat die eerstgeborenes van Egipte getref het, van mense sowel as van vee, wat tekens en wonders gestuur het, binne in jou, o Egipte, teen Farao en teen al sy knegte. Mense, vanmôre herdenk ons dit wat Jesus vir ons gedoen het. Sy bloed, wat vir ons gestort was aan die kruis. Die brood, Jesus se liggaam, wat vir ons gebreek was. Mense, daardie het 'n impak, 'n ewigheidsimpak in my, in jou lewe. Wanneer ek glo in God se woord wat sê dat wanneer ek deel het aan sy liggaam, wanneer ek vanmôre hierdie brood vat wat sy 'n simbool is van sy liggaam wat gebreek is, en ek het deel daaraan, ek eet dit, mense, dan sê dit vanmôre, dan verklaar ek vanmôre, dat ek glo, dat deur sy liggaam, wat vir my gebreek is, het daar vir my genesing gekom. En daarvoor eer ek die Here. En wanneer ek uit die beker vat, en ek drink sy bloed, wat vir my gestort was, mense, deur sy bloed is ek skoon gewas van alle sonde. Skoon gewas. En daarvoor eer ek die Here. Ek wil vir Johan vra,
en vir Annel om vir my vorentoe te kom. En ek lees vir ons Markus 14 vers 22 tot 25. Die instelling van die nagmaal, die aand voordat alles begin het. Ek lees vir vers 22. Markus 14. Hy sê, terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir hulle gegee met die woorde, neem dit is my liggaam. Vers 23, toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en hulle het almal daaruit gedrink. Hy sê vir hulle, dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie mense vergiet word. Dit verseker ek julle, ek sal nie weer wyn drink nie tot op daardie dag wanneer ek die nuwe wyn in die koninkryk van God sal drink nie. Mense, ek wil vanmôre vir u sê, mag die Here gee dat ek en jy deel sal wees daardie dag wanneer Jesus weer dit sal drink. Amen. En ons gaan nou deel hê aan die nagmaaltafel en hy sê in die woord, wanneer ons dit doen ons dit tot gedagtenis van dit wat hy vir ons gedoen het. Mense, wat 'n dag, vandag, ongeveer 2000 jaar gelede, Jesus vir ons gesterf. En toe hy uitgeroep het, it is finished. Daai is nie net 'n gewone uitroep nie. Ek glo in die Gees 'n oorwinningsskree oor duisternis, oor die dood. Mense, luister. Oor elke krankheid wat in enige iemand se liggaam is. Jesus wat uitroep, it is finished, it is been paid. Mense, dit is ten volle betaal, die oorwinning is behaal. Deur die wonde van Jesus is ons genees. En ons dank die Here daarvoor en ons gee hom al die lof en die eer. En deur sy bloed skoon gewas, Jesus het ons gered, versoen met God die Vader en daarvoor eer ons die Here en gee ons hom die lof tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons dan nou ook deel kan hê aan die liggaam. Ek bid Here dat U verheerlik sal word en Here, dankie vir die voorreg. Ons eer U daarvoor want ons doen dit tot gedagtenis van dit wat U vir ons gedoen het. Die oggend, die nag wat die Here Jesus Christus het die brood geneem, dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir jou gebreek is. En net so het hy die beker geneem en gesê, dit is my bloed in die nuwe verbond, neem, drink tot my gedagtenis. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Josh, ek wil vir my speel. Kom ons luister na hierdie woorde. Kom maar, dis dit. Beyond the pain and suffering, what does it mean? Look at His cross. What was the reason? For a declaration of love on Calvary. This is our Savior.
Dankie Here. Here, U is waardig. Vader, dankie dat ons so kon deel het aan dit wat U vir ons gedoen het. Ja, aan U liggaam. En Here, ek bid U word verheerlik. Jesus naam. Amen. Dankie Here. Nou mense, soos ek gesê het, daar's baie wat ek kan sê. Maar ek gaan net hier en daar ietsie uitlig. Toe Jesus in die tuin van Getsemane was, in Lukas 22 vers 40 tot 46, ek wil graag hierdie uitlig, want dis wat die Here op my hart gelê het. En hy sê hierso, vers 40 van Lukas 22, toe hy op die plek aankom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in versoeking sal kom nie. Mense, God se hart vandag nog is, dat ek en jy biddend sal bly, en seker sal maak, dat ons nie in versoeking kom. Amen. In vers 41, hy het hom toe van hulle afgesonder, omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi. Daar het hy gekniel en gebid, Vader, hierdie wil ek uitlig. Mense, ek wil hê met sy hart hoor, want onthou, ons het gelees, dieselfde gesindheid wat in Jesus was, moet ook in ons wees. Ten opsigte van dit, hy sê, Vader, as U wil, neem tog hierdie lydensbeker van my af weg. Jesus het presies geweet wat vir hom voorlê. En ek wil vir u sê, dit was intens. Luister, hy sê, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Hoeveel keer bid ek en jy, en ons vra vir God vir iets, en dit gebeur nie. En ons neem nogal aanstoot. Here, hoekom antwoord nie my gebed nie? Mense, dit gaan nie oor wat ek wil nie, dit gaan oor wat God wil. En daar moet ons gesindheid wees soos Jesus se gesindheid, dat ons sal bid, Here, nogtans nie my wil nie, maar u wil. Laat dit geskied in Jesus naam. Want as God se wil in my en jou lewe tot stand kom, wil ek vanmôre vir sê, sal jy geseënd wees in al jou weë. Amen, want dit sal beteken dat jy God se woord na die beste van jou vermoë navolg. Hy sê in vers 43, onthou, hy druk in, hy sê, Here, as dit u Vader, as dit u wil is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Toe kom die Here en hy lê dit op my hart, mense, vers 43, 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Wat sê Psalm 91? Dit sê dat wanneer ek en jy die Here ons skuilplek maak, sal ons oornag in die skaduwee van die Almagtige. Mense, hy sal naby ons wees, by ons wees, in ons, met ons, omdat ons gehoorsaam is aan sy woord. Net dan sê hy, sal hy sy engele aangaande jou opdrag gee, om jou op hul hande te dra, sodat jy jou toon nie teen 'n klip stamp nie. Amen. Dat jy beskut sal word van al die kante, van enige aanslag in hierdie wêreld. Hier sien ek duidelik, hy druk in, hy vertrou op die Vader, sy Vader, hemelse Vader. Hy was bereid om vir 'n byle 'n minder te word as 'n goddelike wese, gelyk aan die mens. En nou kom hy dit wat die woord aan ons voorhou, demonstreer hy. Hy druk in en hy sê, Vader, as dit u wil is, laat hierdie lydingsbeker verby my gaan. Laat dit verby gaan. Maar nogtans nie my wil nie, maar u wil. En die Here kom en hy versterk hom. Hy stuur vir hom 'n engel uit die hemel wat aan hom verskyn en hom versterk. Vers 44. Hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Mense, intens. Ek is seker dat hy was gevul met vrees, want hy was 'n mens, gelyk aan die mens, 'n weinig mindere as 'n goddelike wese vir 'n byle. Dieselfde deurgegaan wat ek en jy soms deurgaan in moeilike omstandighede.
Maar dank die Here, ek en jy was nog nie tot die dood toe getoets nie. En hoor vanmôre, daar kom 'n dag, en dit gebeur alreeds om ons, waar mense tot die dood toe getoets word vir hulle geloof, onthoof word, omdat hulle glo in Jesus Christus, die Seun van God. En mag die Here ons help, dat ons sal vas staan in dit wat Jesus vir ons aan die kruis bewerkstellig het. Mense, sy sweet het soos bloeddruppels geword, wat op die grond val. Toe hy van die gebed opstaan en met die disippels kom, kry hy hulle aan die slaap, uitgeput van droefheid. Hy sê toe vir hulle, waarom slaap julle? Mense, staan op en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Mense, wanneer dit by gebed kom, is ek van mening dat bitter min mense bid. Bitter min. Jesus hang aan die kruis tussen hierdie twee misdadigers. In Lukas 23 vers 33 tot 34, toe hy by die plek kom wat Kopbeen genoem word, het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig, die een aan sy regter en die ander een aan sy linkerkant. Mense, by die plek Kopbeen, wat Kopbeen genoem word. En ja, ek wil vanmôre vir julle net vir 'n wyle by dit stil staan. Daai plek, daai Golgotha, het soos 'n mens se skedel gelyk. En dit is hoekom my Kopbeen plek genoem was. En ek wil vanmôre vir julle sê, oor al die eeue heen, van daar af tot vandag toe, praat daardie koppie met die ganse mensdom. Reg oor die plek waar mense vanmôre samekomste het, waar hulle dit wat Jesus vir ons gedoen het, herdenk, wil ek vanmôre vir julle sê, spreek daai Kopbeen plek vanmôre nog steeds met jou en met my, soos wat ons vanmôre hier is. Amen. Vers 34, toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy klere verdeel deur dit te loop. Mense, hoekom hierdie gedeelte? Hoor, want ons het mos gelees, hy sê dat ons moet die dieselfde gesindheid wat Jesus gehad het, moet ons nou aanneem, en ons moet daai selfde gesindheid tentoonstel, sodat die karakter van Jesus vir die wêreld sigbaar sal word deur ons handel en deur ons wandel. Mense, wanneer ons te nakom dat ons soos Stefanus van oud sal wees, wat op ons knieë neerval en uitroep. Mense, hulle het hom gestenig, hulle het hom met klippe gegooi en hy het neergeval op sy knieë. Hy kon nie meer staan nie, as gevolg van al die klippe waarmee hy gegooi word. En hy het uitgeroep. Hy het nie opgestaan en klippe gevat en teruggegooi nie. Hy het uitgeroep, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dit is God se hart, wat ek en jy dieselfde gesindheid wat Jesus hier openbaar sal aanneem, wanneer mense ons te nakom, dat ons sal vergewe. Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek wil vanmôre vir julle sê, as iemand iets verkeerd doen, dan kruisig die Here wêreld hulle, as ons kyk na wat in die media aangaan. Maar mag die Here gee, dat ek en jy op 'n plek sal beweeg, waar ons die gesindheid van die Here sal uitlewe teenoor mekaar, en mekaar met genade en met liefde sal hanteer. En wanneer ons 'n fout maak, dat ons sal sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vandag, ongeveer 2000 jaar gelede, toe Jesus sy asem uitblaas, toe hy uitroep dis volbring, en sy asem uitblaas, toe skeur die voorhangsel van bo tot onder, middeldeur. Jesus se liggaam, wat 'n simbool was van Jesus se liggaam, wat vir my en jou geskeur is. Mense, vanmôre, ek en jy, Hebreërs 10 vers 19, ons eie kan maak,
en deur Jesus se geskeurde liggaam, die voorhangsel wat verwyder is, daar is geen skeiding meer tussen my en jou, tussen my en God nie. Daar is geen skeiding nie. Ek kan vanmôre met groot vrymoedigheid deur Jesus en sy bloed in die teenwoordigheid van God gaan en in verhouding, intieme verhouding met my hemelse Vader lewe. En ek dank die Here vir daardie voorreg. Matteus 27. En hierdie, kom ek gaan net eers na Markus 15 vers 37. Daarna het Jesus hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Die voorhangsel in die tempel het van bo tot onder middeldeur geskeur. Mense, dit staan geskryf. Daar is geen skeiding meer nie. En ons dank die Here daarvoor. In Matteus 27 vers 54. Die Romeinse offisier, sy naam was Longinus, volgens die kerkgeskiedenis, as jy dit gaan naslaan en lees. Hy staan daar, die man wat in beheer is van hierdie soldate wat Jesus gemartel het, wat hom gekruisig het, die spykers deur sy hande geslaan het. Hy staan aan die voet van die kruis, en dis hoekom ek nog altyd sê, mense, daar is net een plek vanmôre, en dis jou plek aan die voet van die kruis. En mag die Here gee dat wanneer jy opkyk, jy Jesus sal sien, en wanneer jy hom sien, dat jy hom sal sien soos wat hy gelyk het. Die woord sê, hy het geen mensevorm meer gehad nie. Geen. So hulle kan films maak tot hulle blou is. Hulle kan nie dit namaak wat Jesus deurgegaan het nie. Werklik deurgegaan het nie. Dalk na die beste van hulle vermoë, maar ek wil vanmôre sê, die woord sê, hy het geen mensevorm meer gehad nie. En mag die Here gee dat wanneer ek en jy dit sien, ons in ons harte sal hoor, ek het dit vir jou gedoen, my kind. Ek het vir jou gedoen. Vir jou. Vir jou. Ek het dit vir jou gedoen. Hierdie man kyk op. Die aardbewing vind plaas, die voorhangsel skeur, mense, dit is stik donker, en hy roep uit. Hierdie was werklik die seun van God. En Longinus draai van daai plek af weg, en hy word net soos die disipel van die Here, en hy gaan verkondig die woord van God, en hy dieselfde marteldood as die disipels gesterwe op die einde van die dag. Mag die Here gee dat ek en jy, omdat ons opgekyk het en ons het hom gesien en ons het gehoor, ek het dit vir jou gedoen. Mense vanmôre net opnuut weer besef, toe hy uitgeroep het, it is finished, het hy dit oor jou uitgeroep, oor my uitgeroep, oor die ganse mensdom uitgeroep. Hy het die prys ten volle betaal. Daar is vanmôre versoening vir elke mens. Mense, toe daai twee misdadigers langsom aan die op hulle kruise hang, toe draai een na hom toe en hy sê vir hom, dink aan my, wanneer u vanaand in die paradys is. En die Here Jesus sê vir hom, jy sal saam met my in die paradys wees. Dink aan my. Ek wil vanmôre sê, daar's baie mense wat vanmôre voel, hulle kan nie gered word nie. Maar ek wil vir u vandag sê, wanneer jy jou wend tot Jesus, sy hand is uitgereik na jou toe. Hierdie is 'n nuwe weg, waardeur ek en jy vanmôre tot God die Vader kan gaan, versoen word vir ewig, deur dit wat hy vir my en jou gedoen het. Mense, hoor vanmôre, dis ook vir jou wat vanmôre voel, dat ek kan nie, want ek is 'n sondaar. Hy het die prys vir jou ook betaal, en ons dank die Here daarvoor. Mense, vanmôre is die boodskap, luister, ek vat saam. Ek het gesê, ek gaan nie lank wees nie. En wanneer ek iets gesê het, dan doen ek dit. Amen. Filippense 2 vers 5 tot 8, ek sluit hiermee af. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem
en aan die mense gelyk geword. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Mense, God se hart, Johannes 15 vers 12 tot 13. Luister, dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief gehad het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Mense, is jy bereid om vanmôre vir iemand wat jy ken, wat nodig het om die Here te ontmoet, te sterf? Reik uit. Doen wat Jesus gedoen het. God se hart, sodat hulle met God versoen kan word. Kom ons sluit ons oop. Here, baie dankie, Vader, vir u liefde, u genade, ons God en hemelse koning. Here, dankie dat ons vanmôre net kan weet. Here, u het ons so lief gehad, dat u vir ons die prys ten volle betaal het. Here, u kom modelleer op die kruis wat liefde is, agape liefde, om onvoorwaardelik u eie lewe neer te lê, 'n weinig mindere as 'n goddelike wese vir 'n wyle, gelyk aan die mens. Here, dankie vir daardie voorbeeld. Here, dat dit in ons harte ingeprint sal wees deur u Gees. En Here, dat ons sal opstaan uit dankbaarheid vir dit wat u vir ons gedoen het, en dit gaan lewe daar buite vir die wêreld om te sien dat Jesus lewe en dat daar hoop is. Vader, ons eer u daarvoor, ons gee u al die lof tot in alle ewigheid. Ek wil vanmôre vir u vra, net een vraag. Is jy bereid om vanmôre te sê, Here, hier is ek. Here, gebruik my om die gesindheid wat u aan ons geopenbaar het, te gaan uitleef. As dit jou hart is, wil ek vra, kom ons staan. Kom ons staan. Dankie Here, dankie Here. Here, vanmôre, hierdie dag, ongeveer 2000 jaar gelede, het u vir ons liefde gemodelleer. En Here, wat dit werklik is, onvoorwaardelike liefde, om te sterf vir ons medemens. Vader, ek kom bid vanmôre, dat ons daardie voorbeeld sal navolg met ons hele hart, met ons hele wese uit dankbaarheid vir dit wat u vir ons gedoen het. Here, dat ons u liefde sal gaan demonstreer in woord en daad vir die wêreld om te sien dat daar's hoop en daardie hoop is Jesus Christus. Here, ons dankie daarvoor. Dankie dat u ons kragtig gebruik tot eer van u naam. Here, en uitbreiding van u koninkryk. Here, ons dankie daarvoor en ons gee u al die lof en al die eer. Ek wil tog vra, as daar iemand is wat verhoor in hierdie plek is, wat sê, dit wat ek aangejaag het, is net te groot. En ek sukkel om op 'n plek van oorwinning te kom. Wil jy moet vanmôre hoor, daar's niks vir God te groot nie. Niks. As jy vanmôre sy woord aanvat en jou eie maak, dan kan jy vanmôre jou gesig na hom toe draai en sê, Here, vergewe my. En hoor sy hart, Vader, vergewe my. Dankie Here vir u vergifnis vanmôre. Dankie vir u oorwinning wat ons deel geword het, waarin ons kan opstaan, elke een wat dalk gevoel het, dis net te groot. Here, dankie dat ons dit kan gaan lewe met 'n hart, gesindheid wat u navolg. Here, u word verheerlik. Dis my gebed in Jesus naam. Ons dankie daarvoor en ons gee u al die lof en al die eer. Here, wees met elkeen die res van hierdie dag. Here, waar ons ook al gaan. Here, seën elkeen. My gebed is, mag die liefde van God, die genade van die Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen wees. Amen. Dankie Here. Die Here seën.